Is jou velsorgroetine besig om vir jou te werk? Of werk jy jouself dood net dat jou vel oukei voel? Ons kuier vandag bietjie saam met Janet van Aruka Wellness Academy en ons gaan 'n bietjie hoor by haar hoe om die gloei terug in jou vel te sit wat jy verdien. Hallo in en ommers, ons kuier 'n bietjie saam met Janet van Aruka Wellness Academy. Janet, baie welkom op In en Om. Baie dankie, dis lekker om julle hier te hê en so 'n bietjie saam met ons te kuier. So Janet, vertel my 'n bietjie van Aruka Wellness Academy. Wat doen julle hier so alles? Ons is hier van so 2010 af. Ons was oorspronklik net 'n salon, maar in 2015 het ek besef daar's baie YouTube sertifikaat terapeute daar buite. Ek het die skoonheidsskool geregistreer 2015, maar 2018 het ons omgeskakel privaat in Aruka Wellness, wat beteken om gesond te word, want ons industrie het nodig gehad om gesond te word. Ons doen opleiding in enige skoonheidsveld, nails, hare, ons doen fashion hare, facials, masserings, enige ietsie in die skoonheidslyn meer. Ons is geakkrediteer by Services CETA, QCTO en iTech wat internasionaal is, juis om die YouTube gekwalifiseerde terapeute te help om reg te werk, want mens kan ook net soveel leer op 'n skermpie. En kan mens sê die persoonlike, die personal touch wat 'n mens kan hê om mense vrae te vra en fisies prakties te kan wys hoe om dinge reg te doen. Dink ek het baie keer nogal die deurslag gegee om mense net so 'n hupstoot te gee in hulle eie besighede. Wat is jou visie met die Academy? Jong, dit strek eintlik verby skoonheid. My visie is om vrouens te bemagtig. Om hulle op so 'n plek te kry waar hulle eintlik selfversorgend te kan wees. Kyk, ons hou van mooi lyk, ons hou van mooi sien. Mens kan dit eintlik net bymekaar bring en vrouens dan leer om basies hulle eie tuiste skeppers te kan wees. Om by die kinders te kan bly na skool. Vir hulle self dingetjies te kan doen, want ons hou nogal daarvan. Wat vir my lekker was, toe ek die akademie begin het, was om ons bedryf bietjie op te lig, want as ons 'n video op YouTube byvoorbeeld sien of op Dr. Google, dan dink ons om 'n roompie op 'n vel te smeer gaan nou die verskil maak en hierdie vrou gaan nou wonderlik voel, maar dit is nie net dit nie. Dit is 'n hele ondervinding vir 'n kliënt wat instap. Sy lyk nie net beter nie, sy voel ook beter wanneer sy hier uitstap. En met die skool het ek, voordat ek die skool begin het ek terapeute aangestel. En dan kry ek hulle op 'n punt waar ek nou tevrede is met hoe hulle die behandeling doen, en dan beweeg hulle aan. En dit ek net besef dat 'n mens kan hulle help om op die regte punt te kom, sodat hulle dan op hulle eie voete kan staan en self kan vooruit gaan. So my droom met Aruka is eintlik net regtig om vrouens te kry waar hulle self kan help, want op die ou einde, kos op die tafel is maar die belangrikste ding, en so help mens hulle om meer suksesvol te wees. Weet jy, ek stem nogal regtig saam met jou met dit, want ons as vrouens, ons wil nie net besigheidsvroue wees nie, ons is soveel meer as dit. Jy weet, ons is daar vir ons man, ons is daar vir ons kinders, en ek stem heeltemal saam met jou visie van om die vrou te bemagtig, want op so 'n manier, sy lyk mooi, sy voel goed, sy kan 'n inkomste verdien addisioneel, wat 'n goeie inkomste is in vandag se tyd. Ek meen, die industrie is 'n $1 million industrie. Ek meen, dit is waaruit 80% van fondse heen gaan op die oomblik, sou ek sê. Ja. En om 'n vrou te kan bemagtig, om goed te voel, mooi te lyk en 'n inkomste te kan verdien op haar terme. In die sin, sy het nie die normale 9 to 5 nie. Sy is nog steeds beskikbaar vir haar man, vir haar kinders. Sy kan nog steeds ma wees, maar sy verdien 'n goeie inkomste. Ek meen, dit is 'n amazing gift wat jy vir vrouens daar buite gee. Baie dankie dat jy dit nou so mooi gestel het. Ek kom eintlik uit 'n professionele industrie uit. Ek is 'n finansiële adviseur
vir 'n groot maatskappy in Suid-Afrika en ek het net besef dat skoonheid is nie vir dommies nie. Daar's wetenskap, daar's chemie, daar's anatomie. En dit gee mens selfvertroue as jy jouself kan bemagtig met moeilike vakke, as ons dit so kan stel. En selfvertroue laat 'n vrou goed voel, laat 'n vrou goed lyk. 'n Vrou wat selfvertroue het en wat selfversekerd is, kom baie beter oor en kan eintlik baie mense bereik. En dit spoel oor in haar familie. 'n Gelukkige vrou het 'n gelukkige huwelik, het gelukkige kinders. Skoonheid is soveel meer as net naels en hare en gesiggies en maar lyfies. Weet jy Janet, ek hoor absoluut jou hart met bemagtiging van die vrou en ek kan regtig sien hoe die Academy, hoe Arouka gaan inpas by dit, nie net nou die nabye toekoms nie, maar ek dink definitief ook verder, jy weet op die langtermyn, om jonger meisies, maar ook selfs ouer vrouens, jy weet wat bietjie meer volwasse is, toe te rig en hulle te help op so 'n manier. Maar sê bietjie vir my vir 2026, wat is jou vooruitsig, watse kursusse gaan jy aanbied nou vir die volgende jaar? Ons beplanning is om 'n syllabus van kort kursusse aan te bied, wat 'n voltydse jaar sertifikaat, internasionale kwalifikasie kan die vereistes aan voldoen. Met ander woorde, ons gaan studente help om facials en gremering, gewone manicure en pedicure en wax basies te doen. Ons gaan ander kort kursusse soos nails en eyelash extensions ook aanbied, maar ons wil fokus op die eerste jaar modules van die internasionale kwalifikasie, sodat as mense sou wou, en daar is nie 'n ouderdomsbeperking nie. Ek het skoonheid gaan swat toe ek 33 jaar oud was. So daar is nie 'n beperking nie, sodat hulle 'n internasionale akkreditasie agter hulle naam kan kry. So ons stel die modules nou so saam, sodat hulle aan die einde van die jaar wel die eksamens kan doen om die akkreditasie te kry. Janet, wat is die grootste fout wat mense maak daar buite as hulle kyk vir 'n nuwe velsorgproduk? Jy gaan verbaas wees as jy met dames gesels. Baie dames gebruik 'n dafroompie en 'n gewone aqueous-roompie vir die gesig. So die grootste fout wat dames eintlik maak is om te besef dat wetenskap het so ver uitgebrei, dis nie net vrouens nie, maar as mans en kinders wat ook velle het. So bekostigbaarheid speel gewoonlik 'n rol, maar 'n mens moet kyk wat werk vir jou gesig, jou veltipe. En dan kyk mens na die bestanddele binne in 'n produk. Want as jy byvoorbeeld 'n velletjie het wat meer olierig is, wil jy iets hê wat meer 'n waterbasis is. So dit gaan nie altyd oor prys nie, dit gaan nie altyd oor hoe pragtig die produk verpak word nie, dit gaan oor wat binne in die produk is, sodat dit kan werk vir dit wat jy wil hê dit moet voorwerk, soos byvoorbeeld om 'n blink gesiggie nie te laat blink nie. Volgende vraagie. As jy nou kan dink aan 3 bestanddele wat mens moet voorkyk in 'n velsorgproduk, wat 'n direkte impak het op anti-veroudering, anti-aging, waarvoor gaan jy kyk? Belangrikste vraag wat mens eers moet vra is, hoe oud is die kliënt? Want op elke fase van jou lewe gaan jy na iets anders kyk. As jy in jou 20's is, het jy baie kollageen. So jy kan byvoorbeeld iets gebruik wat hyaluronic acid in het, want dit help dat jou lyf langer kollageen opbou. Jy kan byvoorbeeld, as jy in jou 40's is, het jy nie meer kollageen in jou lyf nie. Dan gaan jy ietsie wil hê wat meer of jy minder. Meer vitamine A, vitamine E, A, E en C in het. Want A is 'n mimiek kollageen in jou lyf. Vitamine C maak jou selle gesond en E is 'n antioksidant wat jou vel net help sy tekstuur hou. So dit hang af van watter fase van jou lewe jy is. Laaste vraagie vir die mense daar buite. Kyk, ons is mos nou Suid-Afrikaners in die warm Suid-Afrika klimaat en son. Maar baie van ons gebruik oorseese produkte. Sou jy met jou kennis en jou agtergrond wat jy het 'n aanbeveling kan maak dat dit beter is vir ons as Suid-Afrikaners om te kyk vir produk wat spesifiek is vir ons velle
in Suid-Afrika met die klimaat of speel dit nie 'n rol nie? Ek vra nou maar want dis 'n debat wat al baie jare aan die gang is. Party sê ja, party sê nee. So ja, gee vir my 'n bietjie jou opinie rondom dit. My persoonlike opinie, 'n droë vel in Europa en 'n droë vel in Suid-Afrika gaan min of meer dieselfde karaktereienskappe hê. So as hulle dieselfde karaktereienskappe het, dan moet hulle dieselfde bestanddele absorbeer om die karaktereienskappe te verander. Ons son is dalk sterker, so ons gaan 'n hoër SPF byvoorbeeld gebruik. Ons mag dalk warmer wees as wat dit in Switserland is in die somer, maar 'n olierige vel gaan olie afskei in Suid-Afrika, hy gaan olie afskei in Europa ook. Ek glo daar's 'n slogan wat hulle sê support local. So ek glo om die ekonomie in ons land aan die gang te hou is 'n goeie ding, maar my persoonlike opinie, dit gaan nie noodwendig ons velle beter of verbeter of benadeel nie. As jou vel iets nodig het, gaan die veltipe gaan hy dit nodig hê hier of in Europa of in Amerika. Die veltipe gaan nodig het wat hy nodig het. Nou ja mense, ons het lekker baie inligting gekry by Janet van Aruka Wellness Academy. Haar inligting verskyn nou hier op die skerm. Kontak haar gerus, skryf in, raak bemagtig en raak beeldskoon. Janet, baie dankie vir die kennis wat jy met ons gedeel het en vir die inligting wat jy vir ons gegee het rondom die Academy. En ons sien regtig uit om 'n paadjie met jou te stap vorentoe. Baie dankie dat julle hier by ons was. Julle is enige tyd welkom om in te loer. Kontak ons gerus as julle inligting nodig het. Ons is hier vir julle. Ons is hier om julle te bemagtig. Ja, almal so raak bemagtig, raak beeldskoon en ons sien julle binnekort weer.